Goeiemôre julle, ek hoop julle het lekker geslaap. Hoop het gaan goed aan jou kant en dat jy wakker is en kans sien vir hierdie splinter nuwe dag. Dit is so lekker om weer vanmôre saam met julle te kuier en die goedheid van die Here in te drink, deur saam ook by sy woord uit te kom, die woord wat lewe gee en ons lewe rig. En mag ek en jy vanmôre verfris en versterk word in ons geloof, dat die Gees ons harte sal kom vermurwe met die goeie evangelie boodskap, dat Jesus vir ons gesterf en opgestaan het. Ek wil graag vanoggend vir julle lees in Filippense 1, en ek wil lees vers 7 en 28. Paulus sê, as ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kom nie, sal ek deur berigte hoor, dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie, en julle in geen opsig laat afskrik nie. Dit is vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding. En dit kom van God af. Dis God wat die oorwinning gee. Dis eintlik wat Paulus hier sê. Ja, weet julle, die lewe word baie keer beskryf as 'n reis wat ons aanpak. Ander mense sê weer, dit is hierdie onderneming wat ons deurgaan. En dan is daar mense wat die lewe sien as 'n ononderbroke oorlog. Hulle moet net die hele tyd veg. En weet julle, hierdie tema van stryd kom nou nogal baie voor in die Bybel. Daar is altyd teen die agtergrond van konflik 'n stryd wat gestry word. In die tuin van Eden was die slang hierdie vyand, en in die tuin van Getsemane het Jesus geworstel. En die boek Openbaring praat ook van hierdie stryd van Armageddon, as hierdie finale stryd tussen God en die bose. En weet julle, individuele gelowiges is hulle lewenslang besig om die goeie stryd te stry teen hierdie bose in die wêreld, en ook die swakheid wat hulle in hulle binneste ervaar. En soms is daar ook 'n stryd tussen regte en verkeerde goed, tussen die een geloof en 'n ander geloof. En Paulus kom en hy kom moedig hierdie gelowiges in Filippi aan om sterk te staan ten spyte van die aanslag van die bose. As hulle eensgesind en standvastig is, dan sal dit by hulle vyande die indruk skep dat God besig is om 'n magtige oorwinning te bewerkstellig, en dat hulle nie die stryd sal verloor nie. En weet julle, ons is almal maar betrokke ook in ons stryd teen die wêreld, maar ook maar teen die bose en teen onsself. En hoe sterk en hoe magtig die oppositie baie keer lyk, en hoe talryk hulle ook al mag wees, moet ek en jy net onthou, ons moet nooit voor hulle knak nie. Moet nooit wanhoop en dink dat boosheid op die punt staan van 'n reuse oorwinning nie, of dat dit nou die moeite werd is om nie langer teen hulle te veg nie. Sit alles wat jy is en alles waarin jy glo en alles wat jy het in daardie stryd, want God sal aan jou die oorwinning gee. En dis eintlik die geheim daarvan, dat die Here Jesus ons leer, verlos ons van die bose. Hy sê dit in die Onse Vader gebed. Paulus wat in Romeine 16 sê, staan die Satan teë en God sal hom spoedig onder julle voete verwyder. En weet julle, dis nie ek en jy wat dan so oulik is nie, dis die Here wat altyd die oorwinning gee. En ek en jy moet altyd onthou dat die Here vir ons daardie vermoë gee om dieselfde oorwinning te kan smaak, omdat hy dit bring. Mag ek en jy vanmôre teen hierdie wêreld in gaan stry, mag ons teen hierdie wêreld in gaan veg vir die goed, sodat die bose nie kan oorwin nie. Net dan, alleen dan, sal die Here vir jou en my deur die Heilige Gees die krag gee om hierdie dag te gaan aanpak. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons. Hemelse Vader, kom gee vir my selfstandigheid en volharding in my eie stryd teen die bose, maar ook in my stryd teen myself en my stryd teen die wêreld. Help my om saam met U die oorwinning te behaal in Jesus Christus my Here. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n geseënde en 'n wonderlike dag hê
en dan praat ons weer môre vir ou Laas. Totsiens.